Dit is vandag Vrydag 10 Julie en welkom by Wat sê die nuus met my en met Barren. Nou Barren, as ons kyk na hierdie week se nuus, ek dink wat dit heeltemal oorweldig het as dit mense nou mooi kan stel, is maar hierdie ongedokumenteerde buitelanders wat nou almal nou teruggevat is na hulle onderskeie lande of ten minste tot by Beitbrug gevat is. Ja. Een ding wat vir my verskriklik was, behalwe vir die een persoon se dood op die bus na Beitbrug toe, was om hierdie foto's en video's te sien van hierdie massas besittings wat net gelos word en ons net bloot nie plek daarvoor nie. Ek weet ek het een foto gesien van 'n kind en 'n kind Bybel en skoolbenodighede wat net so gelos is en dit vir myself gevoel so 'n bietjie van 'n verlore drome ding. Hoe voel jy daaroor? Dit is waar, dit is die perfekte manier om na dit te kyk, want as jy nou al die politiek, jy weet, vergeet van dit en jy kyk net na die mense en hoe hulle sukkel om, jy weet, uit die land uit te kom as gevolg van die March and March betogings. Dit is hartseer, want as jy jouself in iemand anders se voete plaas, dan is dit 'n heeltemal 'n ander prentjie wat geskets word, maar tog is dit altyd moeilik vir ons as joernaliste en as mense wat elke dag, jy weet, werk met sulke tipe stories. Dan moet jy jouself uit dit uitvat en jy moet natuurlik net beriggewing doen. Maar interessant genoeg dink ek word daar bevraagteken die manier hoe hierdie hele proses gebeur het, die busse, die verhouding tussen ons en ons buurlande met hoe gaan ons hierdie mense vervoer na hulle tuislande toe. So daar is klomp vraagtekens rondom of die prosesse regtig voldoen het aan die standaarde wat ons sou gehoop het en of dit eintlik, jy weet, heel goed gevaar het in vergelyking met hoe dinge gebeur in ander lande en dieselfde situasies met hoe hulle, jy weet, mense ook, as jy Amerika vat vir 'n voorbeeld, hoe Donald Trump en sy regering mense deporteer terug na Mexico toe en wat gebeur by die grens daar. So daar is 'n vraag, jy weet, hoe het ons dit as 'n land hanteer? Nee, definitief. En ek dink ook wat 'n verdere vraag is hoe dit ons later ook gaan affekteer. Ek praat nou van ons regering, want ons het al klaar gesien, byvoorbeeld Ghana het nou 'n beplande staatsbesoek van ons president. Dis duidelik gekanselleer. Dis baie belangrik, ja. Ja, en ek dink dat ek dink jy ons besef al wat se verrykende gevolge dit gaan hê nie. Jy weet, of dit nou is as ons as Suid-Afrikaners na ander lande toe in Afrika reis, gaan dit ons affekteer? Gaan mense bietjie, jy weet, al afstandig wees of ons, jy weet, op 'n manier probeer wil terugkry, jy weet, of gaan hulle ons nie gemaklik laat voel in hulle eie lande nie. Maak nie saak wie is jy, sodra hulle hoor jy is 'n Suid-Afrikaner. Maar daar is ook die ander kant. Dit is nie alle Suid-Afrikaners wat hierdie tipe van die betogings eerstens ondersteun nie. So daar is mense wat sê dis onsin. As jy kyk na wat die statistieke sê oor immigrasie en werkskepping en werksgeleenthede in die land, dan is dit 'n ander prentjie wat geskets word, want op die einde van die dag weet ons, dis politiek. En jy moet ook jouself die vraag afvra, wie sit agter dit? Ja, en ek weet, jy kan nie regtig daai vraag beantwoord. Veral ook in 'n verkiesingsjaar, jy weet. Veral ook in 'n verkiesingsjaar en ek weet, ons weet politieke partye het al groot dinge gesê oor hierdie sogenaamde ongedokumenteerde buitelanders en weet, hulle vat jou werk ens. Maar ek dink maar net hierdie storie gaan nog vir baie lank by ons bly en die nagevolge waarvan ons nog nie eers alles weet nie, gaan ook baie lank by ons bly. Maar nou nog 'n interessante ding hierdie week was die Matlanga-kommissie en ek het nou gesien president Cyril Ramaphosa, om weer oor hom te praat, het nou wel meer tyd vir die kommissie gegee om hulle werksomhede klaar te maak. Dink jy voort ons nou in die nitty-gritty kom van wat alles hierdie week gebeur het, want dit is ook interessant. Ek wou by jou gehoor, dink jy dit voeg nog waarde by dat dit aangaan? Ek voel dit is een van die beter kommissies. Dis 'n interessante manier om dit te stel want jy weet, ons het ook, en omdat jy nou dit sê, is dit een van die beter kommissies. Ons het soveel gehoor by 'n kommissie soos die staatskaping kommissie. So daar was baie dinge gesê ook, maar ons het nie juist gesien dat daar baie gebeur nie, want dit kom by mense wat in hegtenis geneem word, vervolgings, daar het nie juist baie gebeur nie, maar hier sien jy
daar word amper elke week wil ek sê iemand in hegtenis geneem en ons het nou onlangs gesien weer met Feroz Khan, ons het gesien met Imogen Mashazi wat gedink het daar gaan niks met haar gebeur nie toe sy hartgetuienis gelewer het voor die Madlange kommissie, maar nou weet ons sy is hierdie week in hegtenis geneem. Saam met Kemi Behari wat ook en dit is alles te doen met Julius Mkhwanazi en die Ekurhuleni Metro. So daar's soveel korrupsie in Ekurhuleni as jy nou net daaraan dink, maar en dis net een metro. So die vraag is nog jy weet hoeveel ander ek wonder metros is ook nog maar dis goed om te sien, jy weet, dat daar mense in hegtenis geneem word en dat ons eintlik sien iets word gedoen by 'n kommissie dat dit nie verniet is nie. Ek voel ek sal, jy weet, as ons nou kyk, ons nou ekstra 3 maande, ek is nou nie presies seker oor die tydlyne nie, maar daar's nou ekstra 3 maande dink ek bygevoeg en ek wonder net watter ander, weet of skokkende getuienis of inligting gaan deurkom. Ons byvoorbeeld gesien hierdie week was daar ook die edelstene gewees, so dis die storie, ek weet jy het nog ons daarop gefokus in ons nuusbulletins. Edelstene van ter waarde van 15 miljoen rand wat in 2023 gesteel is, maar nou betrek hulle weer eens ook Ekurhuleni. Ek dink daar's een Johannesburg metropolisie persoon en dan 'n sakeman ook en dit word ook heeltemal blootgelê. En dis hoekom ek daai kommentaar gemaak het omdat dit een van die beter kommissies is, omdat ons hierdie is nog net 'n jaar op die been. Hierdie week was 'n jaar sedert Mkhwanazi en Nhlanhla Mkhwanazi. Natuurlik. Sy media verklaring uitgereik het en met ons joernaliste gepraat het oor al die en die korrupsie ontbloot het in die polisie en die So ek dink jy weet met die edelstene storie is dit weer eens 'n geval van ons sien 'n baie hooggeplaaste polisiebeampte by misdaadintelligensie, Feroz Khan wat betrokke is by die diefstal van edelstene. So dit is jy weet kommerwekkend. Ons weet ook Julius Mkhwanazi is natuurlik betrokke ook by 'n ander die 15 miljoen rand edelstene situasie. So dit is waar hy nou weer hierdie hele komplot of 'n woonstel gebou hier in Johannesburg het hy georganiseer dat mense, jy weet, hulle gaan dit nou ek wil net amper sê bestorm, maar hulle gaan na hierdie woonstelblok toe om nou hierdie edelstene te kry. So dit was 'n hele operasie wat opgemaak is op die einde van die dag. Ander mense was daarbey betrokke gewees. Hulle het ook in die hof verskyn daarmee. So weer eens sien ons mense word in hegtenis geneem en jy weet, dis net weer eens een storie van soveel korrupsie en van wat ons weet. Ek dink dit is die vraag wat ek myself afvra. Okay, ons weet nou byvoorbeeld van die edelstene storie, maar dit kon sekerlik nie die heel eerste klopjag gewees het om vir dit nie. En ek word nou selfs die mekaar van soos Feroz Khan en Julius Mkhwanazi, dis ander edelstene, hierdie edelstene. So dit wys net hoe jy weet hoe diep dit gaan, maar Julius Mkhwanazi is die ou wat alles na terug toe kom in hierdie stadium die laaste 2 weke wat ons nou gesien het. Dieselfde wanneer ons nou weer eens sien die Ekurhuleni Metro en die korrupsie daar met Imogen Mashazi wat die bestuurder is, die stadsbestuurder of munisipale bestuurder is. En hoe sy net hierdie leefstyl, jy weet, hierdie glamorous leefstyl gelewe in haar huis wat sy huur, dit is hierdie absolute multimiljoen rand huis. Ja, met sy eie spa dink ek en nog verskeie ander goeders ook en dit maak my eintlik hartseer as mens dan weer teruggaan en kyk byvoorbeeld hoe lyk wel nie net Ekurhuleni maar baie munisipaliteite in die land waar daar soveel finansiële wanbestuur is en waar daar soveel gemeenskappe wat eintlik daai geld nodig het en dit nooit gaan kry nie want dit word gesteel. En dan het jy ook weer Imogen Mashazi en Kemi Behari ook van Ekurhuleni wat natuurlik hierdie week in hegtenis geneem is en hulle het vir Julius Mkhwanazi beskerm. Daar's bevraagteken hoekom het hulle nie opgetree teen Julius Mkhwanazi toe hulle geweet het daar is al reeds in 2023 was al reeds jy weet klagtes teen hom en daar was klomp kwessies rondom hoe hy sekere dinge gedoen het en dissiplinêre verhoor, maar nog steeds het hy het vrygekom uit alles uit. So ek dink dit is toe waar alles begin het. Hoekom het hulle nie dissiplinêre stappe teen hom geneem nie en hoekom het hulle ook vir hom nog meer geld gegee? Sy salaris was opgestoot en so alles het net nou ontbloot en ek dink dit is
dit is skokkend om te sien hoe diep korrupsie in Ekurhuleni is. En dan ook soos jy sê, weier met die hele Matlanga kommissie net skokkend om te sien al hierdie inligting en dis kom my outomaties ek bly, hoewel ek moet bieg, mens raak maar 'n bietjie moeg as 'n kommissie aangaan en aangaan. Maar as dit soos hierdie kommissie heeltyd weet skokgetuienis en vervolgings oplewer, dan dink ek tog dit is dan 'n goeie ding dat president Ramaphosa wel die kommissie se ondersoek verleng het. Kyk, al verleng dit, al eindig die kommissie, dink ek is dit nog steeds belangrik vir die politieke moorde taakspan om hulle werk te voltooi. As ook die NVG, die Nasionale Vervolgingsgesag, om hulle werk aan te gaan met hulle werk. Ek dink dit is baie belangrik en dit kom net weer neer op hoekom was die politieke moorde taakspan of die taakspan vir politieke moorde ondersoek, hoekom wou Senzo Mchunu die geskorste polisieminister, hoekom wou hy daardie taakspan se werk stopsit? Vir my kom dit altyd net neer daarop nog steeds. En vir my vraag dan verder is, hoekom is daar nog nie iets gedoen teenoor? Ja. Ek bedoel, minister ons kan dit nie bespiegel nie en soos die ad hoc komitee ook gesê het, ons het meer bewyse nodig om om daardie spesifieke situasie om te bevestig dat dinge nou so is en so daar is nie konkrete bewyse nog nie, maar it continues. To be continued. To be continued, ja. Maar ek dink 'n ander storie wat ook nou nogals wat daarbey insluit is ook dan nasionale tesourie wat bestaan uit om 69 munisipaliteite. Ek dink dit sluit in 'n klomp kleintjies en dan 'n hele paar grootes, Johannesburg, Buffalo City. Ek is nou nie seker, ek wil nou niemand in die skande steek en 'n naam noem wat ek nie 100% van seker is nie, maar 'n hele paar groot metro's ook en hulle befondsing is tydelik opgeskort weens finansiële wanbestuur. En dit nou of te doen met onregmatige spandering of spandering wat onnodig is of net doodgewone wanbestuur of begrotings wat nie opgebruik is vir die doelwit wat dit gehad het nie. En dit wys jou net dat ek voel so versigtig optimisties. Dat daar wel, kyk hierdie is dan net 'n tydelike opskorting. Nasionale tesourie het gesê die doel daarvan is nie om dienslewering te ontwrig op enige manier nie. Maar net om vir die ouens te sê vir die munisipaliteite, hulle moet nou almal aan 'n sekere klomp streng voorwaardes voldoen om nou weer hierdie befondsing te kry, maar dat mense bietjie ek wil amper bietjie meer byt agter jou blaf sit, jy weet dat jy dat as die nasionale tesourie nou inkom en vir die munisipaliteite sê bestuur dit reg en dan kry hulle weer hulle volle befondsing terug. Voel vir 'n bietjie soos 'n ouer wat hulle kind half bietjie tik oor die maar hoe dit ook al sê, ek dink dit is ook 'n goeie ding, maar kom ons gaan oor na sport toe, want ek weet daar 'n hele paar dinge hierdie week gebeur wat ook nogals groot is, maar ek dink ons moet eers praat teen die bokke teen die Skotse rokke en ek het dit spesifiek so gekies om dit dryf. Kyk, ek was verlede naweek vir so klein rukkie op Ellis Park gewees en dit was lekker om te sien dat hulle die kaartjiepryse bietjie verminder het, verminder het sodat jy weet hulle die stadion kon volmaak. En daar was oor die 50,000 mense op Ellis Park, so ek mag dalk verkeerd wees, maar ek dink dit was die syfer gewees. En dit was lekker om te sien dat mense, jy weet, nog steeds uitgaan om sport te gaan kyk en om die Springbokke te ondersteun. So dit laat daai vraag ook weer eens ontstaan, moet hulle die kaartjiepryse so, jy weet, hoog maak, maar en daar is klomp faktore van ek het gesels met iemand daar wat betrokke is by hierdie tipe van dinge en vir my mooi verduidelik hoekom hulle besluit het die kaartjiepryse, jy weet, hulle moet dit opstoot. Kyk, op een of ander manier moet SARU en alle belanghebbendes, jy weet, op 'n manier 'n bietjie wins maak, die stadion self. So daar is al hierdie faktore, maar ek moet vir jou sê, ek het nou verlede week Saterdagoggend teruggevlieg van die Kaap af, né? En daar was 'n klomp ondersteuners op die vliegtuig gewees en wat jy kan nou sien, hulle is almal in hulle groen en goud daar uitgedos en hulle is nou op pad na Ellis Park toe en so aan. En die vrou langs my maak nogals die kommentaar, sy soos, en ek gaan dit nou in Engels sê, en sy sê, rugby and the Springboks have been such a unifying thing for us South Africans, but by the ticket prices being so expensive, dit wys net weer dat hoe ongelyk ons is, en dat ons glad nie daai
nie almal kan die Springbokke die gaan wat het sien en op die wat hulle. nie het nie, En dit half maak daai ongelykheid nou net soveel weer duideliker. sien. Ek het gedink met so iets, ek dink met jou en met Percy vroeër die week gepraat en gesê, ek weet byvoorbeeld by Nieuweland en so was daar's 'n paar spots wat daar die sogenaamde goedkoop kaartjies is. Daar's nou R100 of R150. Ja, agter die pale. Ja, waar is daai kaartjies nou? Dit is 'n goeie vraag want ek dink jy weet die Bokke is die beste span in die wêreld. En hulle het dit weer eens bewys teen Engeland. Niemand het of ek weet nie of niemand nie, maar ek het nie verwag dat dit so 'n groot telling gaan wees teen, jy weet, so groot gaping in die telling tussen Engeland en die Springbokke nie, want Engeland is nog steeds van die groot rugby spanne, ja. So ek dink dit bewys net weer eens dat we're seeing greatness at play en hulle mag maar ook, jy weet, probeer om dit bietjie min te slaan. Jy weet en ek verstaan, soos en ons meet onsself nou ook met die standaarde, internasionale standaarde ensovoorts, maar ons kan ook nie dit doen nie. Van soos jy sê, ons land is so uniek en ons wil hê almal moet 'n Springbok game kan kyk, jy weet. Ja. En dit is waarvoor hulle ook staan, stronger together en al hierdie tipe van dinge. So hulle weet ook dat rugby veral so groot soos daai vrou gesê het op die vlug waar jy was, 'n unifying sport is. So ek dink dit is iets wat hulle die belanghebbendes en SAR hulle moet om die tafel gaan sit en besluit hoe hulle te werke gaan met hierdie en ja, jy kan jou duur pakkette hê dalk, dink ek. Maar jy moet nog steeds daai paar sitplekke oophou en dit goedkoper maak vir diegene wat nie altyd die geld het om te kan gaan kyk vir 'n pa en seun om net hulle eerste wedstryd te kyk, want ek het byvoorbeeld gekyk na die kaartjiepryse en ek dink dat hulle dit toe verlaag na R650. Ja. Nou R650 maal met 2. Verstaan jy, dat sit jy daar, dat jy nog nie kos nie, jy het nog nie vervoer nie. Jy het nog nie 'n park and ride nie. So hierdie uitstappie gestel, kom ons vat nou die voorbeeld van 'n pa en 'n seun, hè. R2000 omtrent, ja. Maklik, R2000 en per persoon. En ek weet nie presies hoe baie mense het op die oomblik R2000 los in hulle sak. Maak nie saak hoe graag hulle hierdie ervaring wil deel nie. Ja, in hierdie ekonomie. Nee. Maar nou 'n ander ding is, nou kyk ons byvoorbeeld na die FIFA sokker wêreldbeker en daar's net so baie drama aan die gang. Ek weet hulle het dalk gepraat ook oor kaartjies wat duur is en so aan. Maar ek weet dis nou 'n wêreldbeker, so dit is dalk bietjie iets anders. Dat is nou net appels met appels vergelyk en so. Maar vir my wat nou nogals, dit was hartseer geweest om te sien Marokko het nou gisteraand teen Frankryk verloor as ek nie. Maar Frankryk hulle is die span om te klop. Is hulle die span? Ja, hulle is die span om te klop. Dink jy hulle mag dalk die kampioene wees? Ja, nee, dit is al voor die toernooi besluit dat hulle die gunsteling is om te wen. Hulle het die wêreld se topspelers in hulle span, hulle Mbappe, hy's daar? Mbappe is daar, daar's 'n hele paar ander spelers. So ek dink dit is, jy weet, dit sou nog altyd Frankryk se wen gewees het en hulle het weer eens bewys dat hulle die gunsteling is in hierdie toernooi. Maar vir my is dit, jy weet, ek dink vir almal, jy weet, dit is wat wil nie agter die skerms gebeur, maar ook nou is dit wat agter die skerms gebeur, is dit ook nou wat ons nou sien gebeur op die sportveld en hoe politiek in hierdie wêreldbeker veral so duidelik is, inmenging van politiek. Trump met die rooi kaart wat teruggetrek is van die Amerikaanse speler. Nou is dit die Egipte en Argentinië. En mense suur daaroor op sosiale media. Want jy moet my nou korrigeer hier, want ek is mos nou nie die sport ene nie op die span nie. Maar soos wat ek verstaan het, was daar 'n sekere 'n doel wat Egipte gekry het, maar toe is dit gedisallam en hulle dit is toe nie aan hulle toegeken nie, maar 'n doel wat op dieselfde manier gemaak is deur Argentinië is toe toegeken. So mense is suur en miskien ons hoop Egipte en Marokko om nog verder te gaan. Soos ek dink dit is 'n saak wat ondersoek moet word. Ek dink verseker, ek dink as daar soveel mense is wat sien dat dit nie regverdig was nie, dan dink ek is dit definitief iets om van, jy weet, is nie geval van jy het nou verloor en nou is dit, jy weet, 'n sore loser en jy moet nou maar net tevrede wees met die uitslag nie. Ek dink dit is dieper as dit en dit is verseker. En definitief ook 'n paar geldige punte wat gemaak word. Ja, so en as daar soveel mense is wat
nie eers daardie spanne ondersteun nie, maar wat sê nee, maar luister hier, daar's fout. Dan dink ek daar is fout en waar daar vuurtjie is, waar daar rookie is daar vuurtjie. So ek dink in hierdie geval is daar baie vlamme. So ek dink hierdie wêreldbeker Dink jy daar moet 'n kommissie van ondersoek kom? Ons kan dalk die Madlanga kommissie so te stuur en ons gaan 'n hele paar mense sien wat in hegtenis geneem word as gevolg van beweerde korrupsie. So ja, ek dink dit was onregverdig geweest persoonlik. Egipte is 'n groot bloutjie toegedien in hierdie opset, maar kom ons kyk, ek hoop net Frankryk wen hierdie wêreldbeker. Dit was my span van die begin af ook. Ondersteun hulle nou tot die einde. Wie lê nog almal voor? VAR Argentina en nog 'n hele paar ander spanne, ek weet nie. Ek kan nie nou jy weet almal sien nie, ja, ons ondersteun vir Frankryk. Ja, ons ondersteun vir Frankryk al die pad. Dan Wimbledon. Jy het Ja. nou nogal 'n oulike storie van my vanoggend gedeel oor 'n ou wat nog nie gekeer is nie, 'n ongekeerde ou wat nou gekwalifiseer het. Ja. Vertel my net bietjie meer daarvan, vertel die kykers. Kyk, tennis lê mos net so baie na in my hart en hierdie is 'n baie spesiale Wimbledon storie. Arthur Ferry. Kyk, ons ondersteun mos nie graag as Suid-Afrikaners die Britte wanneer dit kom in enige sport nie. Maar in hierdie geval sal ek nie omgee as hy Wimbledon wen nie. Hy kom ook nie arrogant voor nie. Hy's nog baie jonk. Maar interessant genoeg, sy ouers is Frans of hulle is hy was in Frankryk gebore. Kom ek stel dit eerder so, ek weet nou nie al die 100% die feite nie, maar hy is in Frankryk gebore. Hulle toe hy baba was getrek Engeland toe, Wimbledon gebly. So hy het daar natuurlik tennis gespeel, groot geword op die tennisbane, die grasbane. So geen wonder hy so goed nie. Maar onbekend tot nou, want hy is die een van 4. Ek dink daar was nog 4 ander spelers van tevore in die open era, soos hulle sê, om die halfeindstryd van Wimbledon te haal as 'n wildcard of 'n kwalifiseerder. 'n promotorskeuse as jy nou wil. Maar die laaste persoon dink ek wat Wimbledon gewen het in die mansafdeling wat ook 'n loslooitjie gekry het of 'n promotorskeuse was, is Goran Ivanisevic. So dis nou jare gelede. En hy het Wimbledon gewen, Goran Ivanisevic. So As 'n ou wat as 'n heel onderaf begin wildcard, as 'n kwalifiseerder, ek is nie 100% seker nie, maar wat ongekeerd was vir die toernooi en hy moes die lang pad vat om tot die eindstryd te kom. So Goran Ivanisevic was die laaste persoon om dit te doen, of die eerste man dink ek om dit te doen. En Arthur Ferry mag dalk die geskiedenisboeke herskryf as hy na die eindstryd toe deurdring of selfs Wimbledon wen. En jy kan jouself indink hoe daai Wimbledon skare te kere gaan as hy wen. Ja. Ek dink dit gaan groter as 'n Andy Murray wees wat Wimbledon gewen het. Wel daar het jy dit nou, Barend. So ons ondersteun vir Frankryk en ons ondersteun vir Arthur Kerry. Ferry. Wel, ek bedoel Zverev is nog daar, maar as jy vir Eugenie Grigan vra, ons verslaggewers, hy is nie groot as Zverev ondersteuner nie. Ek dink ook nie ek self nie. Maar Djokovic is daar ook wat ook nie jy weet. Ag, maar kom ons gee vir Arthur 'n kans. Arthur Ferry en wie is die ander persoon wat nog daar in die halfeindstryd is, maar dis die top 3 vir my dink ek wat uitstaan. O natuurlik Jannik Sinner, hoe kan ek vergeet? Ja nee. Die ander groot gunsteling. So ek dink Sinner en Ferry is die persone om dop te hou. Ja. Dis ek dink dit sal 'n lekker eindstryd maak. 2 jong ouens wat in die eindstryd van Wimbledon speel en dit het altyd iets om te bewys. En albei is geliefd deur die Wimbledon skare, so ons gaan maar sien, ja. Kan jy dis reg. Maar dit is dan ons episode vir vandag van wat sê die nuus. Ons is volgende week.